on this computer. As hy. Okay, so hoe dit met julle gegaan hierdie week? Kon julle so 'n bietjie daai gedeelte wat ons laasweek gedoen het toepas? Het julle 'n bietjie gedink weer oor dit, gebid daaroor? Want dit is so belangrik dat ons nie net die woord hoor nie. Nee, ons het gesê, Jesus sê as jy die woord hoor en jy bewaar dit en jy doen dit, dan is jy soos 'n huis wat op 'n rots gebou is. Niks kan geen storm kan daai rots omverwerp nie. Want hy staan stewig op die rots, en die rots is die woord, is Christus. Maar ek dink julle het seker ook al baie keer gewonder, hoekom bid 'n mens vir party mense en hulle word nie gesond nie, of hoekom word gebede nie beantwoord nie? Sommige gebede word beantwoord en ander word nie beantwoord nie, en so voort. So, ek wil vanmôre 'n bietjie daaroor praat, en waarom beleef ons nie altyd die blydskap van die Here nie? Want die beloftes wat ons het in Johannes 15 sê, hy sê ons blydskap sal volkome word. Volkome blydskap. En hy praat van die vrede. Hy sê die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal ons deel wees. En tog beleef ons dit nie altyd so nie. So, vir my is hierdie vraag wat ek vir myself vra. En dan sê ek, Here, wys my, waar is die probleem? Ek weet dit is nie by God nie. God het nooit 'n probleem nie, en jy sal sien vanmôre die skrif wat ons gaan aanhaal. God is liefde. Hy het nie lief nie, hy is liefde. So dis wie hy is, dis sy wese is liefde. En hy het dit bewys deur die eniggebore seun wat hy gehad het, die enigste kind wat hy gehad het, ooit vir ons te laat kruisig, sodat ons daai oorvloedige lewe kan kry. Dis geweldige liefde, dis liefde wat ons nie altyd mooi begryp nie, maar nou ek gaan my screen met julle share, en dan kyk julle waaroor gaan ons vanmôre praat. Ons gaan weer aan met Johannes 15, waar ons laas keer opgehou het, en ek het net so 'n paar verse bygesit, en dan het ek ook 1 Johannes, want die Johannes boeke, die evangelie van Johannes en die Johannes sendbrief, is dieselfde Johannes wat dit geskryf het. So, die evangelie Johannes is nie deur Johannes die Doper geskryf nie, hy is deur dieselfde apostel geskryf, wat Johannes is. Hallo Lani, baie welkom. So, ek gaan vanmôre met julle praat oor die geheim. Wat is die geheim om in hom te bly? Want as ons in hom bly en hy in ons, dan het ons niks meer nodig nie, dan het ons alles. Die Bybel sê dan ons sy volheid, die volheid van die Godheid ontvang. So ek wil vanmôre praat oor hierdie geheim. Die geheim, wat is die geheim? Hoe doen 'n ou dit prakties? Hoe hoor jy nie net dit nie, maar jy doen dit prakties. Kom ons kyk, wat sê Johannes 15? Hy sê die Vader is die landbouer, en die Engels sê hy vir my so mooi, hy sê die wine dresser. So hy trek die wingerd aan. Wine dresser. En hy is 'n landbouer, en 'n landbouer, 'n boer, verwag altyd 'n oes. En dit wat hy ingesit het, vir die prys wat hy gegee het, verwag God 'n oes. Ok, ekskuus, daar's een woordjie verkeerd gespel. Hy sê, as julle in my bly. Nou, as, die woordjie as daar staan, beteken is 'n voorwaarde. As julle in my bly, en my woorde, dis die woord, dis die Bybel, in julle. Maar dis nie die Bybel nie, maar dis die persoon, Christus, met 'n hoofletter. Hy sê, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit miskien kry. Lees jy dit ook so, of sien jy daai, julle sal dit verkry? Dis absoluut.
Hy sê, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Wat 'n wonderlike belofte. En dis die belofte wat ek in my lewe soek in my verhouding met die Here. Hy sê, want hierin is die Vader verheerlik. So, wat is die voorwaarde? Die woord moet met my bly, die Vader moet verheerlik word deur die vrug wat ek dra en julle sal my disippels wees. Okay, kyk na hierdie wonderlike beloftes. Hy sê, kyk wat sê hy in hierdie vers, Johannes 15 vers 9. Hy sê, so die Vader my lief gehad het. Nou, hoe die Vader hom lief gehad? Die Vader het hom absoluut lief gehad. So lief gehad, dat al het hy gesterwe, al het hy sy lewe gegee, het die Vader hom opgewek en hom aan sy regterhand laat sit. So lief is hy, dat hy het hom nooit in die steek gelaat nie. Selfs toe hy in die kruis gehang het hy gesê, nie my wil nie, maar u wil geskied. En daar het God sy liefde bewys, hy laat hy sterf, sodat ons daai kan erf, die ewige lewe kan erf. Hy sê, bly in hierdie liefde van my. Nou die geheim is, dat ons in daai liefde sal bly. Nou, die woordjie lief hierso, is nie emosioneel nie, dit is nie, jy weet, soos ons liefde ken, ek voel nou net goed oor iemand, of ek hou van iemand, of wat ook al nie. Dis nie God se liefde nie, dis die woord agape. En die woord agape het vir die eerste keer in die Grieks hier in die Bybel gebruik. En dit beteken sacrifice, om op te offer, om absoluut alles te gee wat jy het. En dis wat die Vader van ons verwag, is alles. Hy sê, as julle my gebooie bewaar, hier's weer 'n as, daar's een daarbo, hier's weer een. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar het, en in sy liefde bly. So, wat die Here Jesus hier sê, as ons die gebod van God, daar's net een gebod, en jy sal sien nou ook, van die Ou Testament af, tot in die Nuwe Testament, is 'n nuwe gebod, maar is ook 'n ou gebod. Is jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag, en jou naaste, soos jouself. En ek dink, dit is die geheim wat ons mis, en wat die vyand ons verblind, dat ons nie hierdie liefde sien in die kerk nie, en daarmee is ek nie vanmôre krities teenoor die kerk nie, maar ek praat met myself, want ek is die kerk. Hy sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my agape bly, opofferende liefde, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. Daai woordjie bly is die woordjie monei, wat ons laas keer gesê, die Griekse woord is to abide, om te woon, nie om te kuier nie. Ons kuier nie net in God se liefde nie, maar ons wandel daarin, ons lewe daarin. En ek weet, dit is 'n groot opdrag, want dit kos opoffering om tyd en dit wat jy het, op te offer as jy God lief het, maar ook as jy ander lief het. En dit is, ek dink, die groot ding wat baie keer kort skiet op hierdie aarde. En ek dink dis hoekom baie gebede nie beantwoord word nie, is omdat daai liefde nie daar is nie. Jy gaan nou sien hoekom ek so sê. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly. Daar's weer die woordjie monei, beteken die blydskap van die Here woon in my, en julle blydskap volkome kan word. Met ander woorde, nie 'n halwe blydskap nie, nie net 'n bietjie bly nie, volkome blydskap. Jy sien, dit is wat dis hierdie beloftes waarop ek fokus, wat ek sê, Here, ek soek daai volkome blydskap, wat in my abide, dit woon in my, dis nie nou daar, en net nou sit dit daar nie, dit kom kuier nie net in my hart, in my lewe nie, ek ervaar hierdie volkome blydskap, en dit loop saam met liefde, God se liefde. Okay, so kyk wat sê hy. Wat is die hoe?
Nou hier is 'n stap dieper in hom, want ek glo mens kan maar net by die Here kuier partykeer, of jy kan in hom leef. En daai dieper stap, dis die een waarvan ek praat. Hoe doen 'n mens dit? Hy sê dit is my gebod, met ander woorde my opdrag, ek gebied julle dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle liefgehad het. Hierdie is 'n tawwe ene. Hoe het hy ons liefgehad? Ek gaan nou vir ons sê. Hy sê dat julle mekaar moet lief hê. Daar's nie opsies, daar's nie ander opsies nie. Hy sê dis my gebod. Ons moet hierdie ernstig opneem, want vir God is hierdie die heel belangrikste ding. Dat daar liefde moet wees. En jy weet, liefde is 'n kos 'n prys, nê, om op te gee vir jouself, om op te offer van jouself. Dit kos iets. Dit kos iets. Dis nie verniet nie, dit kos 'n prys. Dit het Jesus 'n prys gekos. Dit het sy lewe gekos. Hy sê hy het ons dat ons soos hy dat ons mekaar so moet lief hê soos hy ons liefgehad het. Hoe het hy ons liefgehad? Hy sê groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En dis die liefde. Dis daai uitermate agape, opoffering. Ek gee my lewe op vir ander, dat hy sy lewe vir ons gegee het. En ek dink dis die ding wat kort kom. Hy sê, julle is my vriende. Nou sê hy, daar's 'n ander stap. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel het. Nou 'n vriend is iemand baie spesiaal, baie naby aan God. Hy sê, kyk wat sê die volgende vers, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van die Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Nou wie van ons wil graag 'n vriend van God wees vanmôre, om intiem met hom te lewe, om intiem met hom te wandel. En alle insig te hê van wie en waar God is. Hy sê, julle het my nie uitverkies nie. Nou sê hy het ons uitverkies. Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra. Wat is die vrug? Die liefde. Dis die vrug. En dat julle vrug kan bly. Daar's weer die woordjie bly, wat beteken om te abide. Die vrug moet abide. Dan sal die liefde ook abide. Sodat wat julle my Vader ook, kyk nou hierdie belofte, sodat julle, wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. En ek wil vanmôre tyd met maak. Ek wil sê, dis die rede hoekom ons gebede soms nie verander word nie. Want baie keer is ons gebede selfsugtig. Dit gaan nie oor God nie, dit gaan nie oor opoffering nie, dit gaan nie oor ware liefde nie. En dis die een wat kort kom in ons gedrag. Hy sê, dit gebied ek julle. Met ander woorde, hy gee weer die gebod, dat julle mekaar moet agape. Daar's nie ander opsies nie. Hy herhaal hierdie ding. Kyk daar in vers 12 wat hy gesê, dis my gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle liefgehad het. Dan sê hy al hierdie dinge en al hierdie wonderlike belofte. Hy sê sodat dit wat julle die Vader ook al in my naam maar vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. En jy weet nie, God verwag nie van ons die onmoontlike nie. Hy verwag net dat ons sal doen wat hy sê. Nou, ek wil net gou voor ons daar kom. Kom ons kyk wat sê 1 Johannes 1 vers 1. Hy sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het en wat ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande aangetas het, aangaande die woord van die lewe. Hier verwys hy weer na Christus, die woord van die lewe. Hy sê, en die lewe is geopenbaar, ons het dit gesien en ons getuig verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat julle gemeenskap met ons kan hê. Nou, ek wil hê jy moet kyk na hierdie woordjie gemeenskap. Die Engelse woord is fellowship.
fellowship. En die Griekse woord is koinonia. En koinonia meen om 'n huisgenoot te wees. Koi is die Griekse woord vir huisgenoot. Koinonia beteken huisgenoot kan wees, sodat jy ook 'n huisgenoot kan wees. En ons huisgenootskap is met die Vader en met sy seun en Jesus, met sy seun Jesus Christus. Sien jy wat sê hy hierso? Hy eenheid, hy praat van dit. En ons skryf aan julle hierdie dinge sodat julle blydskap volkome kan wees. Nou wil ek vir u vra, is dit nie 'n wonderlike belofte hierdie nie? Sal u nie ook al sien dat u blydskap en my blydskap volkome word? Dat dit nie net 'n bietjie blydskap is nie. Partykeer kyk ek na gelowiges, kyk na myself, dan sien ek sien nie daai blydskap nie. Ek sien nie daai blydskap nie. En ek sê, ag Here, ek soek hierdie blydskap. Ek wil altyd bly wees. Ek wil daai volkome blydskap kry. Dat niks my kan versteur of van die pad afgooi of omgooi of teleurstel nie. Wat ook al gebeur. Die rede waarom baie gebede nie beantwoord is nie. Hy sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, aan julle verkondig is. Hy sê, dis wat ons spreek. God is geen lig en daar's geen duisternis in hom nie. Luister nou mooi wat sê hy. God is liefde. Daar is niks anders en daar's nie 'n skaduwee van iets anders in hom nie. Daar's geen duisternis nie. Nie eens 'n skaduwee nie. Niks. God is liefde, absolute liefde. En dan sê hy, as ons sê dat ons met hom koinonia, gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Hierdie is harde woorde. Hy sê nie ons jok nie, hy sê ons lieg en ons doen nie die waarheid nie. As ons sê ons is huisgenote van God en ons het nog steeds duisternis in ons, dan praat ons nie die waarheid nie. Hy sê, maar as ons in die lig wandel, die lig is die liefde, soos hy in die lig is, dan is ons huisgenote met mekaar. En kyk wat sê hy, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Nou ek wil net hier vassteek, want ek wil sê, ek dink dit is die groot probleem, waarom gebede nie beantwoord word nie. Want die Here het vir ons in sy woord gesê, hy sê vergewe mekaar julle misdade soos die Vader julle vergewe. Nou hoe vergewe die Vader ons? Onvoorwaardelik. Sy liefde is onvoorwaardelik en daai bloed reinig ons van ons verlede sonde, van die sonde wat ons nou het en van die toekoms. Dis aanhoudende, daai woordjie is in 'n tens geskryf. 'n Tens is die manier waarop dit geskryf is in die Griek wat beteken aanhoudende aksie. Die seun, die reinig ons van alle sonde aan mekaar. Vir gister se sonde, vandag se sonde, môre se sonde. Maar hy sê as ons nie in die gemeenskap bly nie, in die koinonia bly nie, dan gaan ons in die duisternis, dan gaan ons onder die bloed uit. En dan kan die bloed ons nie meer reinig nie, dan is ons 'n oop skyf vir die vyand. En dan word ons gebede nie beantwoord word nie, want daar is nie meer fellowship nie. Ons is nie meer in die huis nie, ons het uit die huis gegaan. En die bloed van Christus kan ons net reinig. Hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. So ons struikel nog daagliks. Ons gaan daagliks nog uit die lig in die duisternis. Maar kyk wat sê hy, en hierdie is baie belangrik. As ons sê, en dan weer as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nou hier's twee goed hierso so. Hy sê, en ek het een keer na 'n ou geluister wat sê dit ons moenie weer sonde, mens bely net een keer jou sonde en dan is dit klaar. Maar hy sê hierso en hy praat hier met gelowiges. Jy sal sien nou, ek gaan nou vir u wys, hy praat nie met die wêreld nie. Hy sê as ons as gelowiges daai bely
teenoor mekaar, dat ons teenoor mekaar verkeerd opgetree het, en ook teenoor die Here. Hy is getrou en regverdig. Die oomblik as ons sê, Here, ek is jammer, of my broer, ek is jammer, ek het gefaal. Hy sê, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Paulus praat ook hier in 1 Korintiërs 11 waar hy sê, sommige, omdat hulle nie die liggaam van die Here onderskei nie, sommige siek, ander het verswak en ander is dood, vroegtydig dood. En ek dink dit is partykeer die probleem wat gelowiges nie besef nie, dat ons, as ons nie meer in die lig wandel met mekaar nie, as ons nie daai fellowship het, daai koinonia nie, met ons medebroer en suster nie, dan het ons dit ook nie met God nie. Sien, daar's twee verhoudinge, hierdie dwars een, dis met mekaar, en dan is hierdie op een, die kruis, né, is met God. Ons fellowship met hom, maar daai word ook beïnvloed, daai parallelle een met ons, wat met mekaar. Hy sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons tot 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. En hier kom die laaste deel. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Sien nie wat met dit praat hy praat met gelowiges, nie met sondaars nie. Ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, dan tree hy vir ons in. En hy is die versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld. Hieron weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hierso, daai is belangrik. Hy sê, hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, en hom het die liefde van God volwaarlik volmaak geword, en dit is wat ons soek. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Hoe het hy gewandel? Hy het alles gegee. En dan sê hy, broeders, dis nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod, hy praat, is die woord wat julle van die begin af gehoor het. Dis in die Ou Testament. Jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod. Dis hierdie se Nuwe Testamente gebod, wat waar is in hom en in julle. Want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Ek wil net hierso, wat hierdie vers sê, is dit. As ek in vergifnis wandel en in belydenis wandel, waar ek uitval uit die lig uit, daar waar ek nie my lig helder laat skyn nie, daar moet ek belydenis doen, sê, jammer Here, jammer my broeder, ek het verkeerd opgetree. Dit kos niks om te vergewe nie. Dit kos net om te sê ek is jammer. Hy wat sê dat hy nie in die lig is, kyk hierso, en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is daar geen oorsaak van struikeling nie. So jy hoef nie te struikel nie, maar al wat die Here vra is, wandel in die liefde. Hier is 'n baie ernstige saak. Om in die Here te bly, moet ons met mekaar in liefde wandel. As ons dit nie doen nie, dan veroorsaak ons struikeling, en dan veroorsaak ons ook dat duisternis in ons verhouding met die Here kom. En duisternis maak dat ons gebede nie beantwoord word nie. OK, hoe gaan ons dit doen? Hy sê, maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis, en hy weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. So baie keer weet 'n mens nie eers, jy's verblind, jy kom eers agter, jy wandel nie meer nie, daar is nie meer verhouding nie, daai fellowship is nie, daai diep fellowship, daai diep verhouding met die Here is nie meer daar nie. En as jy dit begin mis, kom maar terug na hierdie, vra vir die Heilige Gees. Heilige Gees, wie is dit wat ek moet vergewe? Met wie moet ek gaan regmaak? Met wie moet ek en help my om dit te doen, want jou verhouding en my verhouding met mekaar beïnvloed ons verhouding
met die Vader en met Jesus. En dan kan ons nie in die huisgenote bly nie, in die koinos, né? In daai gemeenskap, in daai fellowship. Okay, so wat is die praktiese van dit? Ek wil dit net gou vir u doen. Die plan is die volgende. Want ons het gesê, ek wil net hierdie een vir jou wys. Ek wil net vir u 'n plan gee vanmôre. Daar's 3 stappe. Wat is die probleem? Broederlike liefde is goddelike vrug. So die drywe wat ek dra is my broederlike liefde. Hoe kan ek dieper in daai liefde leef is die probleem. Hoe kan ek daai blydskap, volkome blydskap beleef en gebedsbeantwoording en al hierdie wonderlike voordele wat daar is wanneer ek in die lig wandel? Hoe kan ek dit prakties doen? Ek moet koinonia met my broers en medemense. Ons moet huisgenote van mekaar wees. Dis hoekom ons vir mekaar sê broer en suster en medemens. En die Bybel sê ons moet nie net vir ons broers lief hê nie, maar ook vir ons vyande. Dit is nog 'n groter ene. Is nog 'n swaarder een. En ons moet dit deur die dag beoefen. Beoefen. En dis die praktiese stappe wat ons vir onsself moet sê. Ons moet deur die dag met die woord besig wees om dit te mediteer, om dit te oordink. Opofferende liefde, voete was, né? Johannes 13. Ons gesien het Jesus het die disippels se voete gewas. Hy sê as die Heer dit gedoen het, hoeveel te meer nie die diensknegt nie. Okay, dan belydenis. Jammer Here, ek was uit lyn, maar ek dank U dat die bloed van Jesus Christus my reinig. Daai bloed vloei net met vergifnis, met belydenis. Resultate. Okay, dan kyk ek na my resultate elke dag. En as ek vanaand deur die dag gegaan het en ek het in daai liefde gewandel, dan sê ek dankie Here. Maar help my om môre ook, want ons gaan volgende week daaroor praat. Daar gaan versoeking en vervolging kom. Okay, dan wat is die beloftes? Ons gaan volkome blydskap kry. Ek wil vir daai ingaan. Alles wat ons vra, sal ons kry, want ons bly in hom, sy woord in ons. Ek sal dieper in liefde van die Here wees, en ek sal vrug dra, en die Vader sal verheerlik word. So dit gaan nie net oor my en jou nie, dit gaan oor die Vader. Die landbouer soek daai vrug. Hy is die wynedresser. Dis hoe die wêreld sal weet, sê Jesus, dat julle my disippels is, aan julle liefde vir mekaar, as ons in die lig wandel. Huisgenote van die Here, in die lig lewe en in die lig wandel. Dit bring my aan die einde van vanmôre se gedeelte. Hierdie is so prakties en dit is so wonderlik. En ek wil vanmôre vir u vra. Ek weet, ek sê nie ek kry dit reg nie. Ek kry dit nie reg nie, want ek leef ook nog in hierdie vleis, in hierdie vlees. En baie keer moet ek hom ook kruisig. Maar ek doen en 'n mens moet ook nie in jou eie krag dit probeer doen nie. Vra die Heilige Gees vanmôre. Vra hom, Here, wys my, lei my, help my, herinner my daar waar ek uit lyn uitgaan. As daar so 'n bietjie duisternis in my inkom, herinner my net. En as hy jou herinner, reageer net. Vergewe, spreek vry, raak ontslaaf van dit en staan op en gaan weer aan. Jy sien, want ons is nog nie volmaak nie. Ons is op pad. Wanneer ons ons nuwe liggaam het, dan sal ons nie meer struikel nie. Dan sal ons in daai heerlikheid lewe. Maar nou kan ons al reeds daarin lewe met die Here se hulp. So, dink as ons eendag daar by die Here kom en hy sê vir ons, maar weet jy, ek het vir jou al die tools gegee, al die gereedskap gegee, maar jy het nie dit gebruik nie. Gebruik die woord. Gebruik die Heilige Gees, vra hom om jou te lei. Hy's die helper. Hy's die een wat die vrug in ons dra. Die Heilige Gees gee ons daai krag om lief te hê, om waarlik lief te hê soos wat Jesus lief gehad het. Dankie Here dat U vanmôre elkeen van ons aanraak deur U Heilige Gees wat in ons woon.
Dankie dat u goddelike krag, die opstandingskrag reeds in hierdie liggaam woon. Ons hoef nie te wag vir die nuwe liggaam nie, maar dat daai krag ons in staat stel om op te offer, om kinders van u te wees, om die voorbeeld van Jesus uit te dra, sodat ander die vrug kan sien. En wanneer hulle die vrug sien, dat hulle kan glo en dat die Vader verheerlik sal word. Dankie Here. Nou sê jy vir die Here dankie. En dan gaan jy dan daai stappe wat ek nou vir u gegee het, gaan doen dit. Die probleem is die liefde. Die oplossing is daai praktiese stappe. Vergewe daagliks. Hoeveel keer moet ons per dag vergewe? Het Petrus gevra en Jesus sê, nie 7 keer nie, 7 maal 70 keer. Hoeveel keer 'n dag moet die Here nie vir ons sê, ek vergewe jou nie, ek vergewe jou my kind, ek vergewe jou, ek vergewe jou. Kom ons vergewe mekaar, kom ons vergeet, want dis die Satan se grootste wapen in die kerk, is verdeeldheid. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help dat ons, hoe nader ons kom aan sy wederkoms, dat ons dieper in daai liefde van hom sal lewe. Amen. Die Here seën u 'n wonderlike week en onthou, bewaar hierdie woord en doen dit. Amen.